'n bietjie te lank gebid daar agter. Toe begin die kerk laat. En dit is toe ek nou aan my vraag kom. In Handelinge 20, sien ek gee julle tot die boek in waar dit staan, in Handelinge 20 preek Paulus so lank, dat daar iemand aan 'n venster aan die slaap raak. Ek kan nie eers die vraag gevra het, ek wou gevra het, wat was die persoon se naam gewees? So, julle gaan dan nie omgee nie, so dit is Bybels om dan so lank te mag preek, laat mense aan die slaap raak en uit die vensters uitval en al daai dinge. Maar wil vandag met julle gesels, ek weet nie of julle die advertensie gesien het nie, is, jy hoef nie bang te wees nie. Nee. So, julle kan seker self aflei, dat dit 'n bemoedigende preek gaan wees vandag, nee. Ek wil julle 'n bietjie kom bemoedig vandag, want ons dien ook 'n God van bemoediging, is dit nie so nie? Hy wil ons mos bemoedig, om te volhard in dit waarvoor hy ons geroep het. God gaan jou nie roep vir iets in jou halfpad los, nie, hy gaan jou bemoedig en jou versterk, om dit te voltooi waarvoor hy jou geroep het om te doen. En soos ek in een van my vorige preke gesê het, ek kan nou nie onthou hoe lang terug was dit nie, maar ons almal gaan ons deur 'n moeilike tyd heidaglik, finansiëel, die dieselpryse is op, het nou weer so 'n bietjie afgekom, maar is nog steeds hoog, kospryse gaan op, mense gaan deur 'n moeilike tyd, en ek kom agter, dit is nie net finansiëel nie, mense het uitdagings in hulle lewe, en elkeen staar hulle eie uitdagings in die oë, elke dag. Dit is nie noodwendig finansiëel nie, as baie welaf mense wat eintlik arm is, as ek dit nou maar so kan sê. Ek meen selfs in ons gemeente, ek het my boodskap vir die week was, ons elkeen het basies 'n Goliat wat voor ons staan. En ek sien in ons gemeente is baie mense siek, en hulle sukkel met hulle gesondheid, en ek meen dit is ons, elkeen het maar 'n Goliat wat voor ons staan. En dit is wat ek wil kom doen vandag, ek wil julle kom herinner, dat dieselfde God wat 'n skaapwagter kom bekragtig het om vir Goliat te oorwin, is dieselfde God wat vandag nog met ons is, en ons die krag gee en bemoedig om te kan oorwin. Amen, Mario. Is jy nie opgewonde om te weet, ons dien 'n lewende God, hy verander nooit nie, hoe hy 1000 jaar terug was, soos hy vandag nog steeds, en daarom weet ons kan hom vertrou. As hy daar was vir koning Dawid, kan hy daar wees vir ons, en daarom wil ek bietjie vandag met julle lees, wat daai skaapwagter koning Dawid vir ons kom neerpen het, en hoe God hom altyd versterk het. Kan jy dalk die klank so bietjie afdraai daar op my mic, hy wil so bietjie begin fluit. Psalm 91, as jy julle Bybel sien, dan kan ons daar so 'n bietjie saam lees. Dis 'n mooi psalm vir die wat hom ken. Psalm 91 vers 1 sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou, want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en panser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy, en 10.000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou, en die verdelging van die goddelose sien. Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref, en geen plaag sal naby jou tent kom nie. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep, en ek sal hom verhoor in die nood.
sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. Wat 'n mooi psalm is dit nie, nê? En koning Dawid sê dit so mooi. Ek hoef eintlik niks by dit te sê nie, ek kan nou gaan sit, maar aangesien julle my so groot salaris betaal, sal ek nou maar hier bly en dit aan julle verduidelik. Maar ja, kom ons breek hierdie psalm so bietjie oop. Ek gaan uit die ABA verder uitlees, so as julle nou ewe skielik wonder, hoekom julle Bybels nou ewe skielik nou nie met dieselfde praat as myne nie, dit is die rede hoekom. Ek gebruik dit, ek is nou nie van die slimste mense nie, so ek gebruik 'n makliker Afrikaans, sodat ek ook kan verstaan wat ek lees. Mario, asseblief, King James, raak rustig. Ons kyk weer, vers 1 en 2 sê, wanneer iemand veilig wil wees by die hoogste God, wanneer hy wil hê die Almagtige moet hom beskerm, dan sal hy vir die Here sê, by U is ek veilig. U is vir my soos 'n veilige plek in die berge. My God, ek weet, U sal my beskerm. En hierdie 2 verse is wat tot my hart gespreek het hierdie week, en dit is wat my bemoedig het om hierdie woord ook aan julle te bring, want koning Dawid gee vir ons baie belangrike raad hierso. Wat ek dink mense baie vinnig oorlees as jy nie regtig oplet wat hy sê nie. Want koning Dawid sê vir ons hierso, wanneer iemand veilig wil wees by die hoogste God, wanneer hy wil hê die Almagtige moet hom beskerm. Hoor jy hoe begin hy die psalm? Dit is baie interessant. En ek wil gou iets kyk. Wil julle veilig wees by God? Is dit nie so nie? Wil ons hê God moet ons beskerm? Wil ons hê God moet ons help en aan ons voorsien? Hulle is so stil, is dit net ek wat van God wil staat maak, hè? Maar as jy wel dit wil hê, omdat God jou moet beskerm en al daai wonderlike goed van Psalm 91 hê, sê koning Dawid die volgende, hy gee vir ons raad hierso. Hy sê in vers 2, dan sê hy vir die Here, by U is ek veilig, U is vir my soos 'n veilige plek in die berge, my God, ek weet U sal my beskerm. So met ander woorde, wat moet ons doen? Ons moet na die Here toe gaan en hom aanroep. Ons moet soos koning Dawid sê, Here, ek weet U is my God. Here, ek weet U is die een wat my beskerm. Here, ek weet U is my toevlug en ek vertrou op U. Is dit nie so nie? Met ander woorde, ons moet God vertrou teen volle. Here sê, Here, U is my God. Ek het U en ek het U alleen nodig. Julle moet besef daai tyd, ek weet nie of julle hierdie storie ken nie, kom ek verduidelik dit gou. Jy moet besef koning Saul het koning Dawid vervolg. So hy was nou in 'n moeilike situasie hier gewees, as julle so 'n bietjie background kan gee. Hy het gevlug. So hy was onder aanval. So hy was in nood hierso en hy het tot God aangeroep en God het hom nog elke keer uitgered uit sy moeilike omstandighede uit. Maar wat doen ons? Ons doen nie soos wat koning Dawid doen nie, nê? Ons roep ons uit, Here, ek het U nodig, plus ons planne. Nê? Ons het die Here plus ons planne, dis hoe ons deur die lewe gaan. Nê, is dit net ek? Is dit julle ook, doen julle dit ook? Here, ek het hierdie probleem, dan gaan ek bank toe gaan maak ek 'n lening. Is dit nie so nie? Ja? Kom ek sê vir julle iets, nee, dit is daai ons eie planne wat ons in daai gat gesit het waar ons onsself reeds bevind. So om jou eie planne te volg, jy nie uit die gat uit haal nie. Enigste nie hoe jy uit die gat uit kan kom is om te sê, Here, ek het U en ek het U alleen nodig. Die Here se planne te volg. Want anders gaan jy uit die gat uitkom want jy het jouself daar gesit. So om uit te kom, gaan jy moet God se planne volg. En jy moet waarlik God aanroep. En nou wat ek sien wat baie mense dit ook doen is, hulle roep God aan. Nou het ek 'n wonderlike preek gegee vandag. Roep die mense God aan, net omdat die pastoor so gesê het. Mense, ons moet God waarlik aanroep. Ons moet waarlike verhouding met hom wil hê. Nie net aanroep omdat ek gesê het roep hom aan nie. Nee. Ons moet hom aanroep omdat ons weet ons het hom nodig. Net soos wat koning Dawid geweet het, hy het God nodig. En ons kan selfs by koning Dawid sien, nê.
As ons so lewe, kyk ons lewe mos so met ons eie begeertes. Ons soek nie God met alles nie, en ons kan selfs in koning Dawid se lewe sien, het hy ook foute gemaak soos ons, nê? Hy het ook sy eie begeertes gevolg partykeer. Almal ken die storie van Batseba. Sal nou nie in daai storie ingaan nie, maar julle ken daai storie van Batseba. Net soos ons, hoeveel keer het ons nie al geval oor ons eie planne en ons eie vleeslike begeertes nie? En dieselfde het met koning Dawid gebeur, het hy ook al tot 'n val gekom oor dit. Maar wat ek wel kan sê, wat koning Dawid gedoen het, hy het nie net bly lê en homself jammer gekry, wanneer hy 'n fout gemaak het nie, wanneer hy geval het nie, het hy nie net bly lê nie, nee. Hy het berou gehad. Hy het na die Here toe gegaan en gesê, Here, ek het U nodig. Hy het besef, hy's verkeerd, en hy het besef, hy moet uitroep na God toe. Mens sien dit altyd wat hy uitroep na God toe, want hy besef, hy het God alleen nodig. Hy roep uit, Here, U is my veilige plek. U is vir my 'n vesting in die berge, Here. U is die enigste een wat my beskerm. Die een vers sê mos, hy vou ons toe in sy vleuels. Nou lag ek, kom dit nou by my op, ek kyk na hierdie video wat hierdie ander mense mos sê, God is eintlik vroulik, want die Bybel sê, hy is soos 'n hen wat ons toe vou in sy vlerke. Mense is beeldspraak. Moenie die Bybel so verkeerd lees nie. Maar in elk geval, koning Dawid het besef, hy is niks sonder God nie. Net soos ek en jy ook niks sonder God nie, weet julle dit? Ons is absoluut niks sonder God, ons het God elke dag nodig. Nie God plus ons planne nie, God alleen. En glo my, dan gaan hy vir jou deurkom, soos die res van die psalmskrywer gesê het. En dan gaan dit vir julle lees, laat julle dit by julle insink. Hoor wat gebeur. Nou die vers 1 vra jou, wil jy hierdie beskerming van God hê? Dan sê koning Dawid, roep uit tot God, roep waarlik uit tot hom. En dan gaan hy aan in vers 3 en dan, hoor wat gebeur dan. Ja, die Here sal jou red van die vangnet waarin iemand jou wil vang. Hy sal jou red van die pes wat alles verwoes. Die Here sal jou beskerm soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke beskerm. Hy bly dieselfde, hy sal vir jou wees soos 'n skild, soos 'n sterk muur om 'n stad. Jy moenie bang wees vir die dinge wat jou in die nag laat skrik nie, of die pile wat mense in die dag na jou skiet nie. Jy moenie bang wees vir die pes wat in die donker kom nie, of die dinge wat in die dag alles verwoes nie. Wanneer 1000 mense langs jou sterf, of 10.000, dan sal daar niks wat sleg is met jou gebeur nie. Jy sal dit self sien. Jy sal kyk hoe die Here die mense straf wat verkeerd doen. Jy het vir die Here gevra om jou te beskerm. Jy glo dat jy veilig sal wees by die hoogste God. Daarom sal daar niks wat sleg is met jou gebeur nie. En daar sal nooit siekte naby jou tent kom nie, want die Here sal sy engele stuur om jou te beskerm, oral waar jy gaan. Hulle sal jou dra en jy sal nie jou toon teen 'n klip stamp nie. Jy sal leeu's en slange doodtrap. Hoe wonderlik is dit nie om te weet dat God saam met ons is en ons beskerm en ons hoef geen onheil te vrees nie. Nou, terwyl ek hier lees, nou, dink ek, dit skep 'n prentjie, want dit is soos 'n gedig wat koning Dawid geskryf het. Dink jy hoe moes dit gelyk het in so 'n oorlogveld? Soos wat hy sê, het jy al hierdie flieks gekyk wat hulle so oorlog voer, dan skiet daai archers, ek weet nie wat dit in Afrikaans sê, daai boogskutte, daai pyle. Is duisende pyle wat hulle so skiet. Julle moet besef, daai mense was duisende mense wat oorlog gevoer het so teen mekaar op 'n slag. En as hulle daai pyle inskiet, verduister dit sommer die son so baie hang in die lug. Koning Dawid sê, jy hoef nie eers te skrik vir daai pyle as jy weet God is saam met jou. Nou gaan 10.000 langs jou val en jy gaan nie vrees nie. Dit is hoe koning Dawid op God vertrou het. Wat doen ons vandag as iemand langs ons sterf en hardloop ons weg, maar ons vergeet die God wat saam met ons is, hoe ons groter as hy wat in die wêreld is. Hardloop ek myself nou vooruit hierso.
Maar in elk geval, ek wil nie hierso stop nie, nê? Anders deel ek net met julle halwe waarheid. Want koning Dawid se Psalm gaan nog 'n bietjie verder. Nee, ek is nie 'n motiverende spreker wat julle net wil kom motiveer nie. Nee, ek wil julle die waarheid leer wat die woord van God sê. En dit is so eenvoudig, baie keer kyk ons net hierdie goed mis, maar dit staan reg voor ons. Daar is 'n vereiste wat God van ons verwag in daai Psalm. En hoekom sê ek so? Ek sien ons lewe in 'n tyd wat mense dink God is soos 'n genie. Het julle al 'n Aladdin en daai tipe goed gekyk waar daar 'n genie is met daai goue lampie? Dan vryf hy die goue lampie en dan kom die genie uit en dan maak hy nou 'n wens. As ek reg kan onthou as 'n kind, ek dink hy 3 wense of so iets as ek nou die stories reg kan onthou. En dis hoe mense deesdae mos met God werk. Sodra hy in 'n moeilike situasie is, dan onthou hy, hier sy lampie. Here, ek het nou moeilikheid, ek het U nou nodig. Ek wil gou 'n wens maak. God is nie jou genie nie. Soos pastoor Gert altyd sê, God is nie jou spaarwiel nie. Hy is nie net daar wanneer jy in die nood is om nou ewe skielik na hom toe te hardloop nie. En ek moet eerlik wees, dit maak my hartseer om te sien dat mense God so behandel. Ek wil vir mense sê, God is nie jou genie nie. Vers 14 sê die woord van God verder, in dieselfde Psalm, die Here sê, ek sal hom red, hoor hierso, omdat hy aanhou om lief te wees vir my. Ek sal hom beskerm, omdat hy my ken. Ons lees al hierdie wonderlike goed hoe God jou gaan beskerm, maar daai een versie, weet ek nie, ons let dit nie op nie. Hoor jy laas 'n vereiste, hy sê, die Here sê, ek sal hom red, omdat hy aanhou om lief te wees vir my. Want koning Dawid was aanhoudend lief vir die Here, sy liefde het nooit gestop vir God nie. En dan sê hy verder, ek sal hom beskerm, omdat hy my ken. Dis baie belangrik om te verstaan. Dink julle God beskerm sommer maar net almal? God, jy lees in daai selfde Psalm, waar koning Dawid skryf, waar jy kyk hoe God die vyande verslaan. So dit wys vir my, dat as jy nie saam met God is nie, geniet jy nie daai spesiale beskerming nie. Mens lees dit die hele Ou Testament, wat gebeur het wanneer mense teen God draai. Hierdie selfde skrif sê in vers 8, God straf die wat sleg doen. Met ander woorde, nie almal gaan deur God beskerm word nie. God kan almal beskerm, daar is ongeredde mense wat God beskerm, maar hierdie ding praat van 'n spesiale beskerming. Net die wat God liefhet en hom ken, sal hy red en hierdie spesiale beskerming gee wat ons van lees hier in Psalm 91. Wie kan my sê wat is die ewige lewe? Pastoor Gert quote dit baie, ek dink is Johannes 17 vers 3, wat sê die ewige lewe is om God te ken en die een wie hy gestuur het, Jesus Christus. So het ons die ewige lewe. Het is maklik om te sê, ken ons God waarlik, ken ons vir Jesus Christus waarlik, het ons 'n verhouding met God. Met ander woorde, ons moet waarlike verhouding hê met God. Hoe was Abraham gered gewees? Want ons moet een ding besef, Abraham het gelewe voor die wet gegee was. So Abraham kon nie brandoffers bring vir die vergifnis van sy sonde nie, want daai wette was nog nie ingestel gewees nie. Hy het nie Levitiese hoëpriesters gehad nie, daai reëls was nog nie daar nie, so moes hy gered geword het. Want hy het 'n probleem gehad, want nou, dis na die val van Adam en Eva, so die sonde is daar, maar daar was nooit versoening vir daai sonde gewees, so hoe was hy gered gewees? En ons sien dat God lief was vir hom, en God het 'n verbond met Abraham gesluit. Dis hoe naby hulle verhouding was. En dit is wat Johannes ook hier vir ons sê, Abraham het God geken, hy het 'n verhouding met hom gehad. As God vir hom gesê het, Abraham gaan offer jou seun, wat het hy gedoen?
Hy was bereid gewees om dit te doen. Noag, hoe was hy gered gewees? Hy selfde as Abraham. Dit was voor die wet, dit was voor Jesus. So Jesus het ook nog nie vir sy sonde eers kom sterf nie. So hoe weer eens hy het 'n verhouding met God gehad. Hy was lief vir God, hy het God geken. Hy was gehoorsaam gewees. En daarom het God hom gered. En dit is dieselfde wat ons weer eens hier lees in Psalms, wat koning Dawid sê, God beskerm hom, want hy ken God, hy is lief vir God, hy het 'n verhouding met God. Dit is altyd die vereiste. Sien, ons vergeet, ek gaan nou so 'n bietjie afgaan, maar dit kom by hom, ek voel, ek moet dit sê, ons stry baie oor teologie, nee Mario, ek en jy. Baie mense, denominasie stry oor klein goedjies, groot doop, klein doop. Hoe doop jy? 3 keer onder die water, 1 keer onder die water? Daai klein goed is nie wat jou red nie. Daar's Abraham, hy was gered gewees voor enige een van hierdie reëls gegee was, want hy het 'n verhouding met God gehad. Nou wil ons kom stry oor 'n klomp klein goed en mekaar sleg sê baie keer, maar ons vergeet. Dit gaan oor ons verhouding met God en hoe lief ons is vir God. En dit is wanneer jy mense sien wat anders te lyk as ander, is nie oor hulle denominasie nie, is nie oor hulle teologie nie, maar is omdat hulle intieme verhouding met God het. En dit is die Heilige Gees wat daai mense so transformeer, omdat hulle in daai intieme verhouding is. En daai mense is altyd gelukkig, het julle al gesien, want God voorsien aan hulle behoeftes. God is met hulle, God beskerm hulle, niks kan daai mense onderkry nie, want hulle weet wie hulle God is. Maar om terug te kom na my preek toe, dit is nie net om God se naam te ken nie, daai ken waarvan gepraat word nie. Want as dit was, kan jy jouself mos nou afvra, Satan ken ook God se naam. Hy was saam met God in die hemel gewees voor hy tot 'n val gekom het. Hy ken hom persoonlik. So net om sy naam te ken, om te weet wat sy naam is, gaan jou nie red nie. Dit gaan jou nie daai beskerming gee nie, anders sou Satan en nie demone dit ook gehad het. Noag en Abraham het waarlike verhouding gehad met God. Daarom was hulle beskerm en die ander nie. Die hele wêreld het vergaan en net Noag en sy gesin was gered gewees. Daai mense wou nie 'n verhouding met God hê nie. As jy daai skrif lees, dan kom jy agter daai mense wou maar net op die einde van die dag hulle vleeslike begeertes gevolg het. Soveel so baie van ons vandag. Ons lewe vir ons werk, ons lewe vir ons kinders, ons lewe vir die rugby, ons lewe om TV te kyk, ons lewe vir ons stokperdjies, ons lewe om vis te vang. Maar ons kom nie kerk toe nie. So ja, is ons nie maar nog steeds dieselfde soos die mense daai tyd van Noag was nie. So hierdie wonderbaarlike spesiale beskerming is net vir die wat skuiling by God soek, die wie God liefhet en hom ken en 'n ware verhouding met hom het. En hierdie mense wat waarlike verhouding met God het, sê die skrif verder, ek wil aangaan in daai selfde hoofstuk vanaf vers 15 sê hy sal roep en vra dat ek hom moet help. En ek sal doen wat hy vra. Ek sal by hom wees wanneer dit sleg gaan. Ek sal hom red en ek sal hom belangrik maak. Ek sal hom lank laat lewe, baie lank. Hy sal weet dat ek hom liefhet. Hoe wonderlik is dit nie? Ek wil julle moet ook iets oplet. Die skrif sê daarso, God sal met ons wees wanneer dit sleg gaan. So dit wys vir my dat ons nie gevrywaar is as Christene dat dit gaan sleg gaan nie. Want ons lees al hierdie wonderlike goed, hoe God deurkom vir koning Dawid, maar dan sê God, ek is daar vir hom wanneer dit sleg gaan. So selfs met hom is daar 'n tyd, want ons besef hy was daar in 'n tyd van vervolging, dit was 'n tyd met waar dit met hom sleg gegaan het, maar die verskil is hy het geweet waar sy hulp is. Psalm 121, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom?
So wat probeer ek vir julle sê? Maar God beloof wel dat hy saam met ons sal wees en ons sal deurdraai en ons sal red as sy kinders. Sal ons ook die ewige lewe beerwe, waar ons vir ewig saam met hom sal wees. So ek wil julle elkeen bemoedig om waarlik 'n verhouding met God te hê. Nie net sy naam te ken nie. Nie een keer 'n week 'n dagstukkie te lees nie. Om God intiem te ken soos wat jy jou huweliksmaat ken. 'n Verhouding hê met God. Want ons weet dan, as ons werklike verhouding met God het en ons val daar waar ons op ons laagste is en ons het nie 'n uitweg nie. En ons roep uit, Abba Vader, ek het U nodig. Here, kyk hoe gaan dit in my lewe. Here, kyk hoe gaan dit met my finansies. Here, kyk hoe gaan dit met my gesin se gesondheid. Kyk hoe gaan dit met my gesondheid. Kyk hoe gaan dit met my huwelik. Kyk hoe vervolg die vyande my. Dan gaan God jou roepstem hoor. Net soos wat hy koning Dawid se roepstem elke keer gehoor het wanneer koning Dawid uitgeroep het. Here, ek het U nou nodig. Omdat koning Dawid lief was vir die Here. Hoor hierso, Matteus 7 vers 9 tot 11 sê, wie onder julle sal as sy seun brood vra, vir hom 'n klip gee, of ook as hy 'n vis vra, vir hom 'n slang gee. As julle wat sleg is dan weet om 'n goeie geskenke aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader in die hemel goeie dinge gee vir hulle wat hom vra. Ek het julle vandag kom vertel hoe goed God is, hierdie wonderlike dinge wat God doen, dat hy 'n goeie God is, dat ons God voorsien aan ons behoeftes, dat ons God ons beskerm. En die waarheid is, God verander nooit nie. So hoe dieselfde God wat daar was vir koning Dawid, is dieselfde God wat nog so daar wil wees vir ons. Maar die vraag wat ek julle vandag wil vra, is ken jy God? En noem God jou sy kind? Want as jy God ken, en hy jou ken, hoef jy nie bang te wees nie. Dan gaan jy soos koning Dawid wees, jy kan op 'n oorlogveld staan en daar kan 10.000 mense langs jou sterf, en jy gaan nie vrees nie. Dit is so mooi, hy sê die siekte sal tot by jou tent kom, maar hy sal nie ingaan nie. Dit is hoe 'n kind van God kan lewe, wanneer ons werklik ons vertroue in die allerhoogste God sit. Maar baie keer vra mense, ja, hoekom sien ons nie meer die goed nie? Maar waar is jy? Jy wil die goed sien, sonder om naby God te wees. Die ware lewende God is met jou en sal jou verlos. Jy moet dit besef, as jy werklik 'n kind van God is, beloof ek jou, God gaan jou verlos. Of dit nou hier is, of in die hiernamaal, maar een ding weet ek vas, en ek weet dit seker, God sal ons nooit as sy kinders begewe of verlaat nie. En ek dink, ons kan vanoggend bietjie tyd afstaan, net vir so 5 minute. Ek het vir Elsie gevra om 'n liedjie te speel, en ek dink dis 'n ding wat ons moet kom besef. Ons gaan deur 'n moeilike tyd. Baie mense gaan deur siekte, deur finansiële probleme, huweliksprobleme, verslawing, maar ons is nie waar ons moet wees nie. Ons het nie 'n verhouding met God nie en ons ken God nie. Daarom wil ek die geleentheid skep vir elkeen, en ek gaan niks doen nie. Ek gaan elke persoon net daar los waar hy sit. Dit is jou probleem wat jy doen. Maar as jy voel jou verhouding met God is nie reg nie, wil ek elkeen nou 'n geleentheid gee om te sê, Here, hier is ek, Here. Here, ek wil 'n verhouding hê met U. Ek is niks sonder U nie, Here.
As dit sleg, gaan sê vir die Here, Here, ek's op my laagste, Here. Kom red my. Want soos hierdie psalmskrywer sê, as ons waarlike verhouding met God het, hoef ons nie bang te wees nie. So gaan elkeen los, ek gaan ook sit, sluit jou oë, gesels met die Here, stort jou hart uit voor die Here en sê, Here, ek het U nodig. Here, ek wil 'n verhouding hê met U. Dankie Elsie, as jy vir ons daai liedjie sal speel.